Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 24ste April 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, 75-jarige man kry 15 jaar tronkstraf vir moord op sy vrou. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so. Adjunkt-president Mashatile is reg om by CR oor te vat. 75-jarige man kry 15 jaar tronkstraf vir moord op sy vrou met 'n moersleutel. Beskuldigdes vra vir ontslag in die hof in die ontvoeringssaak van Jocelyn Smith. Eskom toon 'n wins in jare. Mieliemeel gaan goedkoper word, maar vleis styg. Aardbewing tref Turkye. Laaste toernooi in Sevens reeks. 'n 75-jarige man het weggestap uit die hof met 'n stewige vonnis wat die landdros vir hom opgelê het nadat hy skuldig bevind is aan moord op sy 66-jarige vrou. Hy het in 'n stryery met haar betrokke geraak. William Carter, wat 75 jaar oud is, en sy vrou Francisca, wat 66 jaar oud is, het 2 kinders by haar gehad, 'n seun en 'n dogter. Hy het tydens die stryery die moersleutel van die vrou afgeneem en haar toe bygekom van agteraf met die harde voorwerp en deur verskeie houe op haar liggaam toegedien. Toe hy sien dat sy nog geleef het, het hy haar met 'n mes gesteek dat dit lyk asof beide van hulle beroof is. Hy het 'n vuurwapen uitgehaal en homself in die maag gewond om die situasie meer soos 'n gewapende roof te laat voorkom. Hy het sy kinders gebel en vertel van hierdie voorval. Hy het in die hof verskyn op aanklagte van moord en regsveruideling. Hy het met die staat 'n pleitooreenkoms aangegaan. Hy het na 4 jaar en 6 maande erken dis hoe die saak verloop het en het erkenning vir sy dade aanvaar. Hy het in die hof gevra dat sy kinders hom moet vergewe vir dit wat hy aan hulle gedoen het. Hy het geweet dis verkeerd en nou moet hy boet vir dade op 'n harde manier. Na verneem word, was sy vervreemde vrou jaloers oor dat William met 'n ander vrou betrokke was en het hom hieroor gekonfronteer. Die landdros het hom 21 jaar gevangenisstraf opgelê en 6 jaar opgeskort met sekere voorwaardes. Vir die klagtes van regsveruideling het hy 5 jaar tronkstraf gekry. Die vonnisse moet volgens die landdros gesamentlik uitgedien word, so hy moet vir 15 jaar agter die tralies sy nuwe tuiste maak. Adjunkt-president Paul Mashatile is oorgehaal om by president Cyril Ramaphosa as die ANC se volgende president oor te neem. Fikile Mbalula, ANC sekretaris-generaal, wat sommige glo self 'n oog op die ANC toppos het, raai egter ANC-lede af om nou al by hierdie nie lopende en vernietigende gesprekke oor die ANC se volgende leierskorps betrokke te raak. Mashatile het volgens die ENCA Dinsdag in Soweto gesê dat hy nie op grondvlak steun vir die ANC presidentskap hoef te verwerf nie. Al die takke ken my nou reeds. Mbalula doen op sy X-blad 'n beroep op ANC-lede om nie deur die huidige gesprekke oor die toekomstige leierskorps verlei te word nie. Ons is 'n 40% party en enige iemand wat betrokke is by hierdie gesprek en veldtog waardeer nie die oomblik waarin ons onsself bevind as 'n organisasie nie. Die verhoor van Jacqueline Boeta Apollos, Stefino van Ryn en Smith het op 3 Maart 2024 in die Weskaapse Hooggeregshof begin wat in Saldanha sit. Smith is volgens die staat die baasbrein agter haar kind se verdwyning. Die staat voer aan dat Smith haar kind vir R20.000 aan 'n sangoma verkoop het. Al 3 beskuldigdes het te kenne gegee dat hulle swygreg gaan uitoefen en nie in die verhoor gaan getuig nie en ook geen getuienis sal roep nie. Hulle besluit volg nadat die regter artikel 174 aansoeke vir ontslag in gevolge die strafproses van Ryn en Smith geweier het. In gevolge die artikel kan die hof die ontslag van 'n beskuldigde beveel indien die hof van mening is dat daar geen getuienis is waarop 'n skuldigbevinding redeliker bewys kan berus nie. Die regter het die saak tot Dinsdag uitgestel vir die staat en verdediging om hulle betooghoofde te lewer. Hy sal dan op Vrydag 2 Mei sy uitspraak lewer. Eskom het die eerste keer weer 'n netto wins verklaar vir hierdie boekjaar tot einde Maart. So het 'n tesourieamptenaar aan die koerante gesê. Munisipaliteite se skuld aan Eskom, wat nou al by R100 miljard trek, is 'n enorme risiko vir kragmaatskappye se volhoubaarheid. Eskom het die boekjaar tot einde Maart in 'n gemaklike kontantposisie afgesluit. Die tesourie verwag nie dat Eskom, so sake nou staan, enige verdere reddingsboeie van die staat sal nodig hê nie. Eskom het teen einde Desember
R92 miljoen rente aan die tesorie oorbetaal. Enige nuwe kapitaalbesteding moet goedkeuring van die minister van Finansies kry. Geen nuwe lenings mag sonder ministersgoedkeuring aangegaan word nie. Die tesorie hoop dat veeljaar loonooreenkomste die norm sal word, omdat dit sekerheid vir begrotingsbeplanning sal aangee. Die prys van mieliemeel gaan waarskynlik in die tweede helfte van die jaar daal, maar die prys van vleis gaan binnekort weer begin styg. In Maart was mieliemeel 13,1% duurder as 'n jaar gelede. Die inflasiekoers is baie hoër as die 10,6% wat in Februarie aangeteken is. Die pryse is aan die begin van die jaar opgedruk weens die laer voorraad mielies en 'n hoër uitvoeringsvraag uit buurlande, wat aan die begin van verlede jaar swaarder getref is deur 'n droë plantseisoen. Die oormatige reën in sekere streke het die laaste maande tot skerp prysstygings gelei. Baie mense het ook die afgelope tye tekorte van onder meer blaarslaai, komkommer en tomaties in winkels opgemerk. Statistieke Suid-Afrika wys daarop dat komkommers 13,5% duurder is as 'n jaar gelede en piesangs met 15,7% duurder geraak het. Die gemiddelde styging in die prys van warm drankies soos koffie, tee en warm sjokolade bly hoog op 14,4%. Dit was nou al 27 uit die afgelope 32 maande in dubbelsyfers gewees. 'n Aardbewing met 'n sterkte van 6,2 het die see van Marmara naby Istanbul in Turkye getref. Die skudding is gevolg deur meer as 50 naskokke van gemiddeld 3,5 tot 5,9 op die Richterskaal. Die aanvanklike aardbewing het op 'n diepte van 6,9 km onder die see suid van Istanbul plaasgevind. Daar was aanvanklik geen berigte van enige geboue wat ineengestort het nie in die stad met 'n bevolking van 6 miljoen mense. Die laaste skudding wat in Istanbul gevoel is, was in November toe 'n aardbewing kortstondige paniek onder mense gesaai het, maar geen skade op beserings is veroorsaak nie. Turkse en internasionale seismoloë is dit eens dat Istanbul waarskynlik in die komende dekades deur groot aardbewings getref sal word, gegee sy ligging minder as 20 km van die Noord-Anatoliese breeklyn. Bykans 20.000 mense is dood in 2 reuse aardbewings wat Turkye se digbevolkte noordweste, insluitende dele van Istanbul in 1999 getref het. Die direkteur van 'n Stellenbosch munisipaliteit se aansoek aan die arbeidshof om haar voorlopige skorsing op te hef, is van die hand gewys. Dit volg nadat sy verlede maand deur die munisipale raad geskort is en 'n onafhanklike ondersoek aanbeveel is in verband met haar aantuigings van onder meer tuistering, intimidasie en victimisering wat 'n kollega teen die beskuldigde gemaak het. Die spreker het verlede maand gesê, die raad moet van enige aantuigings van wangedrag teen senior bestuurders in kennis gestel word, waaraan die voorgeskrewe prosesse gevolg sal word. Die beskuldigde het in hierdie tyd gesê, die aantuigings teen haar is ongegrond en dat sy meer as 30 jaar in munisipale bestuur nog nooit tugstappe teen haar gehad het nie. Haar aanstelling het egter tot omstredenheid gelei toe sy glo 'n kontrak van 10 jaar ontvang het nadat 'n 5 jaar kontrak aanvanklik geadverteer is. Die munisipaliteit het die bevindings verwerp. Kia het vir die tweede jaar agtereenvolgens weggestap met 'n gesogte prys van wêreldmotor van die jaar met sy klein EV3, 'n batterymotor. Die wenner, tesame met die 6 kategorie wenners, is verlede week in New York by die New Yorkse motorskou bekend gemaak. Dit was die 21ste keer wat hierdie kompetisie aangebied is. Saam met die EV3 was BMW se nuwe X3 en die Hyundai Inster, ook 'n EV, ook op die kortlys. Dis interessant dat die beoordelaars 2 jaar agtereenvolgens 'n suiwer batterymotor as die wenner gekies het. Die laaste van die Sevens reeks rugby vind op die naweek van 3 en 4 Mei in Los Angeles plaas. Ronald Brown, Kiewan Orkee en Mfundo Ndlovu oefen saam met die span volgens Philip Snyman, die span se afrigter. Die toernooi is die finale 1 van 7 wat gespeel word in die boekjaar. Brown en Orkee was tot nou toe nog beseer en Ndlovu het laas jaar in Kaapstad die groen trui oor sy kop gehad om te speel vir die man in groen. Hulle gaan vir Human, Job en Don in die span vervang wat met die vorige toernooi uit is weens beserings. Die nuwe manne het ook die fiksheidstoetse geslaag en word sodoende in die span gevoeg as versterking vir die Blitsbokke. Die manne in groen lê op hierdie stadium in die 4de plek in die algehele puntelys. Die puntelys staan so: Argentinië is in die eerste plek met 104 punte, in die tweede plek is Fiji met 96 punte, gevolg deur Spanje in die derde plek met 88 punte, die Blitsbokke is in die 4de plek met 70 punte, die Franse is in die 5de plek
met 65 punte, die Australiërs in die 6de plek met 57, in die 7de plek volg Nieu-Seeland met 56 punte, 8ste plek word ingeneem deur Groot-Brittannië met 50 punte, Kenia is in die 9de plek met 36 punte, gevolg in die 10de plek deur Uruguay met 27 punte, en die 11de plek is Ierland met 23 punte. Toe die Sloveense fietsryer Tadej Pogačar gister voet in die hoek sit, kon die ander deelnemers net toekyk toe hy voortsnel om in die La Flèche Wallonne wedren koning te kry. Pogačar, die wêreldkampioen, het die wedren oor 205 km wat in Sydney begin het, in Hawaii geëindig het, in 4 uur, 50 minute en 15 sekondes klaargemaak. Die 26-jarige Pogačar het in koue en nat weerstoestande sowat 400 meter van die eindstreep af op die Muur de Hawaii geklim en versnel en die ander ryers agtergelaat. Ook die Belg Remco Evenepoel van Soudal Quickstep, die Olympiese padkampioen, kon nie byhou nie en hy het 9de klaargemaak. Die Nederlander Björk Pieterse van Phoenix Deschonec het gister in die La Flèche Wallonne vir vroue oor 140 km in 3 ure, 53 minute en 25 sekondes die wedstryd vir dames gewen. Ashley Moolman Passio van AG Insurance Soudal van Suid-Afrika het in die 21ste plek klaargemaak. Darryl Impey, die enigste Suid-Afrikaanse fietsryer tot nou toe nog op hede, wat al die algehele voorloper in die prestigeryke Tour de France was, sal voortaan die Australiese fietsryers gaan afrig. Impey se loopbaan as beroepryer het aan die einde van 2023 tot 'n einde gekom. Daar bestaan geen twyfel nie dat enige Australiese sportlei wat deel van die NSWIS stelsel is, oor baie potensiaal beskik, soos die Impey in 'n verklaring aan die koerante. Impey, 'n boerling van Johannesburg, wat saam met sy gesin in Sydney woon, sê hy glo in harde werk. Ek sê nie ek was die talentvolste ryer nie, wat daar ooit was nie, maar ek het baie hard gewerk, het hy verklaar. Ben Youngs, Engeland se mees ervare toetsspeler, sal aan die einde van die seisoen uit rugby tree. Hy het in 2023 toetsrugby na 127 wedstryde vir Engeland gegroet. Youngs het in 4 wêreldbeker toernooie gespeel. In 2013 saam met die Brits en Ierse leeu's na Australië getoer en 4 6-nasie titels saam met die Rose gewen. Dis uiteraard hartseer vir my om te dink dat my rugbyloopbaan tot 'n einde gaan kom, maar ek is opgewonde oor die res van die seisoen, opgewonde oor wat hierdie groep gaan bereik, het hy gesê. Die legendariese cricketspeler Alan Donald, wat tans die Lions afrig, is opgewonde saam met die nuwe toevoeging by die span Beier Swanepoel te kan werk. Beiers wat by die Koffsies sy studies klaargemaak het baie ervaring in die afgelope seisoene opgedoen en is 'n aanwins vir die manne van Gauteng, volgens hierdie afrigter. Ook is hy as speler van die jaar beloon. Hy het paaltjies laat kantel op 'n goeie reëlmaat en het 188 lopies nie uit nie en nog 850-talle by sy rekord bygevoeg. Donald sê dat Beiers 'n knap en intelligente speler is en dat daar wag net goeie dinge vir hom as 'n speler en moet beslis deur die keders dopgehou word. Die Warriors aanvanklike boete van R500,000 deur Cricket Suid-Afrika is na bemiddeling verlede week gewysig en die Cricket Unie moet nou slegs R100,000 aan 'n ontwikkelingsprogram oorbetaal. Die Warriors is met 5 ligapunte gestraf en ook 'n boete opgelê waarvan die eerste 50% voor die einde van die huidige boekjaar uitbetaal moes word. Die Dolphins het voortgegaan om die reeks te wen nadat hulle in die plek van die Warriors derde geëindig het. Cricket Suid-Afrika het Dinsdag aand bevestig dat die onlangse dispuut met die Warriors oor administratiewe nakoming verlede week vriendskaplik opgelos is deur 'n suksesvolle bemiddelingsproses. Die betaling moet binne 14 dae na die skikking gemaak word. Cricket Suid-Afrika en die Warriors bly verenig in hulle verbintenis om cricket in Suid-Afrika te transformeer. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1924, Polokwane 1521, Lephalale 1621, Mbombela 1821, Mahikeng 1423, Pretoria 1318, Johannesburg 1621, Ermelo 1114, Richards Bay 1820, Pietermaritzburg 1316, Durban 1819, Port St. John's 1822, Bethlehem 1015, Bloemfontein
11:19, Allewal-Noord 11:17, Welkom 13:21, Vryburg 13:22, Kimberley 12:18, Appington 14:24, Prieska 12:20, Springbok 12:24, Karasburg 13:23, Keetmanshoop 14:25, Mariental 14:26, Alexanderbaai 15:23, Brandvlei 12:21, Loederitsbaai 18:26, Vredendal 16:28, Kaapstad 15:21, Sutherland 7:17, George 16:18, Jeffreys Bay 17:20 grade, Geberra 17:20, Graafrenet 11:15, Oos-London 15:22, De Aar 11:18, Multino 8 in die oggend, 11 in die middag, Beaufort Wes 13:18 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.67 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.88, die euro verhandel teen R21.13, die pond kos R24.75, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $33.56 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,356 ook per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $67.44 Amerikaanse sent per vat. En dan ons gedagte vir die dag: wees dankbaar vir daardie dinge wat geld nie kan koop nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir julle toegewens.